Dankie Here dat dankie dat ons die naam kan groot maak en Here ons harte net kan lig en te kan sing en te sê Here ons is lief vir U. Dankie Here vir U teenwoordigheid, dankie Heilige Gees dat U ons stuur. Dankie Here dat U ons opgewonde maak, dat U vir ons lewe gee, dat U vanoggend hier by ons is. Vanoggend sê ons vir U, ons is lief vir U, en U is welkom hier. In Jesus naam. Amen. En kan julle sitplekke neem? Baie welkom en hallo van my kant af ook. Het is lekker om almal se gesigte te sien. Almal lekker gerus. Batterye vol. Iemand vanoggend gevra of my battery weer vol. Die battery is weer bietjie voller. Ek sê vanoggend, dis soos daai ou fone, se batterye is vol gelaai en dan as jy die eerste week gewerk het, dan is hy weer op 20%. Charges hom weer. Nee, ons het lekker gerus en ek hoop julle het ook lekker asem geskep. Ek wil vanoggend aangaan en ons het aan die einde van verlede jaar so 'n bietjie gepraat oor God se name en ons het oor 2 name gepraat. Ons het gepraat oor Jehovah Nissi, die een wat ons vooruitgaan, ons het 'n bietjie daaroor gepraat en ons het gepraat oor Jehovah Shammah, die God wat daar is, die God wat naby is. En vanoggend praat ons 'n bietjie verder en ons kyk na een van die name van God wat is Adonai. En die doel van vanoggend is dat almal sal verstaan aan die einde van vanoggend wat beteken die naam Adonai. Nou hoekom moet ons verstaan wat beteken hierdie name? Want hierdie name gee vir ons 'n unieke blik en wys vir ons 'n stukkie van God se hart, van wie hy is, van wie sy karakter en wat sy karakter is. Hoe hy oor ons voel en wie hy is. En die vyand is daarop uit om hierdie beeld wat ons van God se hart het te verwoes en van ons af weg te hou. So vanoggend gaan ons teen die vyand kom staan en ons kom sê in Jesus naam gaan ons leer wie ons Vader en wie God regtig is. So vanoggend praat ons oor die naam Adonai. So ons gaan verstaan wat Adonai beteken. Nog 'n doel is ons gaan besef waar ons baie keer nog bietjie in beheer is. Party van ons is dalk baie in beheer nog van ons eie lewe en dan gaan daar ook 'n geleentheid wees om dit net neer te lê en net weer oor te gee vir die Here. So, wat beteken die woord of die naam Adonai? Adonai beteken Lord. In die Engelse vertaling staan daar Lord. Nou julle sal sien in julle Bybels, ek het nou al deur 'n paar vertalings gegaan en baie keer is dit so, baie keer is dit nie so nie. So ek wil jou aanmoedig, kyk ook mooi na die konteks. Maar in baie van die vertalings, meeste van die vertalings, in sekere van die verse waar daar staan Lord, is dit die vertaling van Adonai. En jy sal weet dis Adonai wat heerser en eienaar is wanneer dit in hoofletters geskryf is. Kyk bietjie mooi, baie keer is die woord of die naam Lord alles in hoofletters geskryf. En dan weet ons daarso staan dit en daar praat hulle van Adonai, Lord. Baie keer is dit 'n klein lettertjie en dan verwys dit gewoonlik na iemand in gesag soos 'n koning of iemand wat gesag het in die Bybel. Maar baie keer is daar van die vertalings wat 'n klein lettertjie ook het. So kyk mooi na die konteks. Wanneer daar gepraat word van Adonai as Lord. Deuteronomium 6 vers 4 is een van daai verse en ek het nou gekyk in die Amplified weergawe van die Bybel staan daar: Hear, O Israel, the Lord, hoofletters, our God, the Lord is one. Nou hierdie is 'n awesome versie en ek het toe nou gaan kyk na hom en toe sien ek hy word 'n fundamentele versie genoem en hulle het 'n naam vir hom. Hulle noem dit die Shema. En hulle gebruik dan die verbondsnaam van God Yahweh en Adonai in een konteks of in een sin. En dit is om 'n unieke en die enigste heerskappy van God te verklaar. So wanneer ons die naam Adonai hoor of die naam Adonai verklaar, dan sê ons God, U is my heerser, U is my koning, U is my eienaar. Dis wat Adonai beteken. Dit dui op eienaarskap aan. Psalm 24 vers 1 sê die volgende, ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Die aarde behoort aan die Here. Ons het nou gesing met daai eerste liedjie. Sing ons die aarde, alles behoort aan hom. Hy is die oppergesag van alles. Die aarde behoort aan die Here, hoofletters. Met alles wat daarop is en die wêreld en alles wat daarop lewe. Ek lees in die NIV in Engels,
Daar staan, the earth is the Lord's, ook hoofletters, and the fullness of it, the world and those who dwell in it. Wie van julle bly op die aarde? Meeste van ons, nee. So, wie behoort aan hom? Ons. Ons is hy is ons eienaar, ons is sy besitting, hy besit ons. Hy het ons gekoop, ons is syne. So, wanneer die Bybel praat van God Adonai, dan beteken dit, hy is die een wat ons lei, hy is die een wat ons beskerm, hy is die een wat ons vorm, hy is die een wat ons dra, hy is die een wat in beheer is. So, hy is die Here van hoogste gesag. Daai titel gee vir hom die hoogste gesag van almal. Hy is die Here wat die Here is oor my lewe. Hy is die meester oor my lewe. Nou wanneer ek dit sê, wil ek hê jy moet mooi dink, wat beteken meester? Wat beteken heer? Wat beteken die woord bestuurder van my toekoms? Wat beteken die woord beskermer? Wat beteken die woord eienaar? Psalm 8 vers 1 sê, Lord our Lord, hoofletter Lord, how majestic and glorious and excellent is your name in all the earth. En dis wat ons vanoggend verklaar, ons verklaar sy naam. How glorious is his name, how glorious is his name Adonai. En ek wil dit moet insink vandag, sodat jy dit nie net hoor nie, maar dat dit vir jou 'n werklikheid word, van wie hy is, wanneer ons praat van Adonai, en kyk na sy hart, en hy deel van sy karakter vir ons wys, as Adonai, vanoggend. Wanneer ons die naam van Adonai noem, dan gee ons vir hom erkenning, dat hy ons heerser is. Die idee vanoggend, wat ek by julle wil los, is God kan nie werklik die Here wees in my lewe as ek self beheer wil hê nie. Ek dink baie keer, dan besef ons nie wie die regtig ons Here is nie. Ons sing vir hom en ons sing hierdie woorde en ons sing hy is ons Here maar ons besef nie regtig hy is ons meester nie. En ons leef nie vanuit daai plek nie en ek dink baie keer dan wil ons vergewe word en ons wil hemel toe gaan en ons wil geseën word. Maar ons wil nie sê Here, wat wil U hê moet ek doen nie. Daar's 'n groot stuk wat ek nog wil doen, wat uitspeel in ons lewe omdat ons nie besef wie hy regtig is nie. Lukas 6 vers 4 en vers 46 sê, waarom noem julle my dan Here, Here? Waarom noem julle my Adonai, meester, maar julle gehoorsaam my dan nie? En daai vers het my hart geslaan. Ek dink ons noem hom Here, Here, U is my heerser, maar dan moet ons beheer hou. Het my bietjie laat dink, het my hart geruk. So julle met my saamstem dat julle dink dat dit moontlik is om te glo en te bid en te aanbid soos ons vanoggend gedoen het, maar nog steeds in beheer wil wees. Ek dink dit is. Ek dink ons aanbid 'n meester. Ons aanbid 'n Heer. Maar 'n Heer en 'n meester gee opdragte en 'n redder gee genade, maar Jesus is altyd van daai goed. Jesus is 'n redder, maar hy's ook 'n Heer. En partykeer hou ons net aan die redder vas. Maar ons sien nie die Heer wanneer ons na Jesus kyk nie. Wie van julle het al die sêding gehoor, money makes the world go round? Dink ons liedjies ook oor dit. Money makes the world go round. Wie van julle dink is waar? Dis waar, ons mense met baie geld, met baie invloed en baie beheer. Maar eintlik dink ek dit gaan oor beheer, meer as oor geld. Dink ons ouens met baie geld, maar hulle soek nie meer geld nie, hulle soek net meer beheer. En die ouens wat die beheer het, run die show. Die wêreld soek beheer, die wêreld wil beheer wees. Dit gaan oor beheer. Wie het beheer? Die ou met die grootste weermag. Hy dink hy's in beheer. Hy's baie in die nuus ook deesdae. Julle weet nou van wie ek praat. Daar's ander ouens wat ook dink hulle is in beheer. Hy dink hy's in beheer. Die ouens met die meeste invloed. Ouens met die meeste followers. Hulle het groot invloed. Hulle het baie beheer. As hulle praat, dan is daar groot invloed. Daar's mense wat luister. Hulle het beheer oor mense. Ek dink ons as mense hou daarvan om in beheer te wees. Wie van julle ken 'n control freak? Het julle al van dit gehoor?
Ek wil nie vra wie is 'n kontrolfreak. Ek vra net wie van julle ken 'n kontrolfreak. Jy mag ook nie so maak na enige kant toe. Nou nie. So julle ook lekker vir my. Julle ken kontrolfreaks. Ek dink daar's 'n bietjie van 'n kontrolfreak in almal van ons. Want ons wil in beheer wees. Party meer as ander, besef ek, maar almal van ons het 'n stukkie kontrolfreak in ons. Ons wil weet, wat gaan gebeur? Wanneer gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Hoekom gaan dit gebeur? Beheer laat ons veilig voel. En ek dink, ons sê baie keer, ons het dit onder beheer. Wie van julle het al gesê, ek het dit onder beheer? Ek het al gesê, I've got this. Nie worry nie, I've got this. It's under control. Ek het dit onder beheer. Almal van ons doen dit. Dis ons werk. Hoekom wil ons onder beheer wees? Of in beheer wees? Ek dink ons wil die uitkomste bepaal omdat ons bang is. Kom uit 'n plek van vrees uit. Dis hoekom ons in beheer wil wees. Daar's 'n gees van vrees wat in ons opereer en ons wil vashou. Ons wil in beheer wees. Ons wil weet wat gaan gebeur. Omdat ons bang is in ons harte. Waar kom hierdie bangheid vandaan? Ons het 'n bangheid en ons opereer uit vrees uit. Hoekom? Omdat ons nie vertrou in ons hemelse Vader nie. En hoekom vertrou ons hom nie? Want ons ken nie sy hart nie. Ons weet nie hy is Adonai wat in beheer is nie. En baie keer dan dink ek, dan weet ons dit en ons ken dit hier, maar ons glo dit nie hier nie. Want ons beweeg vanuit 'n plek van wantroue omdat ons bang is. Die Bybel sê in Spreuke 3 vers 5 tot 6, ek lees dit weer uit die Engelse Amplified Bible uit. Daar staan: Trust in the Lord, vertrou op hom with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, gee oor aan hom, and he will make your paths straight. Hier word daar gepraat van Adonai se hart. Vertrou op hom. Die een wat in beheer is. Die een wat jou eienaar is. Die een wat vir jou lief is. En gee oor aan hom. En hy gaan vir jou gee wat jy nodig het. Ons moet oplet. Hierdie skrifgie sê nie dat ons alles hoef te verstaan nie. Hierdie stukkie sê nie dat ons alles hoef te beplan tot in die fynste detail nie. Hierdie stukkie sê nie wees in beheer nie. Hierdie stukkie sê vertrou hom. Ken sy karakter en gee oor aan hom. Toe ek bietjie dink aan beheer, toe ek net besef, daar's soveel voorbeelde waar ons dink ons is in beheer, maar ons is eintlik glad nie in beheer nie. En ek dink, dis 'n illusie wat ons het. Ons dink om in beheer, ons voel in beheer, maar dis eintlik 'n illusie, dis 'n valse oortuiging om in beheer te voel. En dan voel ons nog veilig ook, wanneer ons dit voel. Daar's klomp plekke, ek dink maar aan plek, ons is nou op vakansie bietjie gewees en dan is daar altyd so bietjie verkeer op die pad, so ek dink aan verkeersknope, julle almal ken dit. Jy beplan, jy ry so bietjie vroeër ook, want jy wil die verkeer mis. Jy beplan mooi wat se pad jy gaan ry, jy sit alles mooi in die GPS in, en dan as jy net so eentjie ver, dan is daar 'n ongeluk of 'n verkeersophoping, en dan is al die planne. Jy het gedog jy is in beheer, maar daar gebeur dinge aan die ander kant waaroor jy nie beheer het nie, en dan is jy nie meer in beheer nie, maar jy dink jy is in beheer, jy doen alles reg. Ek dink aan weerplanne. LCF het al baie keer, dan sê ons, gemeente, kom, ons gaan braai daar by Kainos, lekker Sondag na kerk, almal is opgebonde, kykie weer Vrydag, Donderdag, Vrydag, lyk alraai, daar gaan nie reën wees nie, Sondagoggend, dan verander daai weermanne hulle voorspellings, en dan is dit reën, en dan is dit buite ons beheer, en ons het goed beplan, maar daar's dinge wat gebeur, dat ons nie beheer oor het nie, maar ons het 'n illusie, en as ons goed genoeg beplan, dan is ons in beheer. Daar's tegnologiese foute. Wie van julle dink daai ouens, daai 4 manne daar agter in die klankboks is in beheer? Kyk hoe skud hulle kop. Hulle lyk of hulle weet wat hulle doen. En of hulle in beheer is, maar ek kan nou vir julle stories vertel. Sien jy? Het julle gesê? Hulle dink hulle is in beheer, maar ek kan hard praat. Dankie, Sandra. Maar ek kan julle nou 'n geheim vertel.
Partykeer het ons voor die tyd die presentation, die rekenaar, die klank, die streaming, ons toets daai goed. En dit werk pragtig. 100%. En dan kom ons in die diens, dan maak dit so, en dan sê mic af. En dan is die presentation stikkend, of die projektor wil nie werk nie. En dan dink ons, maar hoe? Ons het hierdie goed getoets voor die tyd. Ons wil in beheer wees, maar partykeer dan gebeur daar dinge. Ons nie in beheer is nie. Tegnologie, klank, mikrofone. Ek dink maar aan werksekerheid ook. Ek dink jy werk hard by jou werksplek. En partykeer dan kom maar tye wat die ekonomie nie saamwerk nie, of die maatskappy kry swaar, en hy maak toe vir watter redes ook al. En dan stap jy in die kantoor in op 'n maandag, en dan sê hulle, hoorie, ons gaan bietjie downscale. En ons werk op 'n beleid wat sê first in, last in, first out. Dan sit jy daar en jy wonder, waar kom hierdie ding vandaan? Ek gee my beste. Ek werk hard. Ek is getrou. En dan gebeur daar ding wat nie binne jou beheer is nie. Maar ons dink, as ek hard genoeg werk, en ek maak goeie planne, en ek doen my deel, dan gaan alles mooi loop. Maar partykeer is dit nie so nie, want ek, en wat ek doen, is nie in beheer nie. Selfs met verhoudings. Jy dink jy kan verhoudings bestuur. Ek sien nou met die jong mense, partykeer dan raak hulle verlief, en dan dink hulle, ja, ek hoop maar daai ouetjie hou van my, of daai seun hou van my. Want hulle like hulle kwaai. Maar jy kan nie bepaal hoe daai persoon voel, of hoe hulle optree nie. Jy kyk maar, en dan word jou hart gebreek partykeer, want jy kan nie daai ander persoon beheer nie, al wil jy hoe graag hê. Dit moet so wees. Selfs met finansies, finansiële marke, jy belê verstandig. Jy werk goed met jou geld. En dan kom maar dinge soos oorlog, dan kom maar Rusland wat droog maak, en dan kom maar oorlog in Oekraïne en Rusland. Daar kom pandemies, daar kom 'n COVID. En maak nie saak hoe goed en hoe wys jy belê het nie. Kan dit nog steeds 'n impak hê op wat jy belê het en op die winste van jou belegging. So ek wil julle my nie verkeerd verstaan vandag nie. Moenie dink dat ek sê, hoorie, Anton sê, jy moenie beplan nie. Asseblief, julle moet beplan. Ons moet beplan. Die Here gee vir ons 'n gesonde verstand. Hy sit mense om ons, hy leer ons om goed te beplan. So ek sê nie vanoggend moenie beplan nie. Maar wat ek sê, is vra vir God vir planne. Moenie jou eie kop volg en jou eie planne volg nie. Hoor by God, wat is God se plan vir my? Wat hierdie betref, wat my werk betref, wat my finansies betref, kry by God jou planne. En wees getrou, vat gesonde verantwoordelikheid. En hoor wat die Here sê, en neem wyse besluite. En die ding is, planne is nie verkeerd nie, maar moenie op die planne vertrou nie. Want dit is nie planne wat vir jou beheer gee nie, dis God wat in beheer bly. Ek het gelees van 'n teoloog, Reinhard Niebuhr, sy naam. Julle ken dalk hierdie ding, hulle noem dit 'n serenity prayer. Dit staan, God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. En daarmee wil ek sê, ons moet oorgee vir die Here, maar ons het nog steeds 'n verantwoordelikheid. Daar is sekere dinge wat die Here wil hê, ons moet verantwoordelikheid voorneem. En as ons die dinge doen, wat ons kan doen, dan gee ons die res vir hom. Dit wat jy nie kan doen nie, jy hoef nie daai verantwoordelikheid op jouself te vat nie, dis wat die Here van jou vra nie. Hy sê, ek vat verantwoordelikheid, ek is jou eienaar, ek is jou beskermer, ek is jou eienaar, ek is jou meester. Maar jy het nog steeds 'n verantwoordelikheid, en ons moet vir die Here vra om ons te wys, wat 'n verantwoordelikheid, gesonde verantwoordelikheid, moet ek vat en doen? Maar wat 'n verantwoordelikheid behoort by hom? Want as ek daai verantwoordelikheid vat, dan gaan ek siek word, en ek gaan myself aftakel. Want dis wat die wêreld wil doen. Ek dink aan 'n voorbeeld van, ek het is gediagnoseer met diabetes 'n ruk terug al, en ek kan nie nou net sê, Here, ek weet, ek is nou diabetes, ek gee maar net alles oor vir u, en ons go maar net with the flow nie. Ek het nog steeds 'n verantwoordelikheid om gesond te eet, en te oefen. Want as ek dit nie doen nie, dis goed wat ek oor beheer het, kan ek 'n gesonde lewe lei.
Ek kan nie net sê, Here, ek gaan nou maar net 24 uur sjokolade en strawberry melkies drink en nie worry oor dit nie. Ek moet 'n verantwoordelikheid vat en sê, Here, hierdie is wat ek kan doen, gaan ek doen. Maar ek kan nie verantwoordelikheid vat vir my gesondheid in totaal nie. Daar's 'n gedeelte wat ek vir die Here gee en sê, Here, ek gee dit oor aan U. Ek kan nie iets aan doen nie. Maar dit wat ek kan doen, is ek gehoorsaam aan en doen ek wat hy sê. Ek het gekyk na Josef as 'n voorbeeld. Julle ken die storie van Josef. Josef, op 'n jong ouderdom, verkoop sy boeties om. Hy gaan na Egipte toe. Hy werk daar vir 'n Potifar en hy het 'n bietjie moeilikheid met Potifar se vrou en hy land in die tronk. En ergens langs die pad droom die farao 'n droom. En hy laat vir Josef haal en Josef lê hierdie droom vir hom uit. En daar's 'n droom wat hy gekry het wat toe uitgelê is as 7 goeie jare wat gaan gebeur in Egipte. En dan gaan daar 7 slegte jare wees, maarjare. Waar daar 'n voedseltekort gaan wees in die land en in die omgewing selfs. En die koning is so beïndruk dat hy vir Josef sê, maar ek wil jou aanstel in 'n posisie van gesag waar jy hierdie ding vir my kan bestuur. En Josef kry 'n plan en hy implementeer hierdie plan en in hierdie goeie jare maak hy baie kos bymekaar. Hy maak die stoorkamers vol in oorvloed. En in die 7 maarjare is daar toe genoeg kos, nie net vir Egipte nie, maar ook vir die nabye omgewing. En dis hoe sy boeties en almal toe ook nou terugkom en hulle hom toe nou weer daar ontmoet en haar versoening weer kom. Maar Josef maak 'n plan. Maar ek glo dit was nie Josef se plan nie. Dit was God se plan. God gee nie net vir hom die uitleg van die droom nie, hy gee ook vir hom 'n plan hoe om hierdie ding te doen, want hy het 'n ander plan, 'n agterste plan, waar hy wil sorg vir sy kinders, vir Josef en sy familie en sy paale. En hy gee die plan vir Josef. En ek dink baie keer, dan dink ons, Josef was die hero gewees. Josef was hy was maar net gehoorsaam. God het die planne gegee, het was nie Josef se goeie plan nie. En al sy planne en al sy stoor van die goed, kan hy nie die krediet voorvat nie. Want nog steeds moes God in die eerste 7 paar jaar 'n goeie oes bring. Hy bring die reën, nie Josef nie. Hy bring die vrugbare grond, nie Josef nie. Hy is in beheer. En baie keer dan gee ons nie die krediet vir hom nie. Ons skryf dit aan Josef toe. Selfs al is Josef se stelsel perfek, kan dit nie sonder God se invloed en sy beheer werk nie. God gee die reën, hy bepaal die seisoene, hy gee lewe, hy het die plan laat werk. Jesus wys ons ook dat oorgawe die pad na krag is. Daar's 'n bekende stukkie in Lukas 22 vers 42 en Jesus is in die tuin van Getsemane, hy praat met sy pa en ek wil amper sê hy stoei bietjie met sy pa want hy weet wat sy pad vir hom voorlê. En dan sê hy hierdie woorde: Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En Jesus gee oor. En hy's gehoorsaam aan sy Vader. En ek het net besef, Jesus het nie beheer verloor nie. Hy het beheer oorgegee. Hy het gesê, Here, nie, ek wil nie in beheer wees nie. Vader, mag u in beheer wees en mag u wil geskied. Want u het die mensdom lief. Daar's 'n bekende storie. En die punt is dat Adonai, ons meester, vra totale oorgawe. Hy vra nie net, wie van julle het 'n lekker bos sleutels by die huis? Ja, ons het 'n groot bos sleutels. En ek dink baie keer dan gee ons net vir die Here 'n paar van daai sleutels. Ja, hulle so af. Jy wil nie vir hulle almal vir die Here gee nie. Jy hou van die sleuteltjies vir jouself. En daar's 'n storie wat ek al lank terug gehoor het. Ek van julle het hom dalk ook al gehoor van 'n ou wat 'n huis gekoop het en hy is toe in die huis en hy ontmoet die Here en Jesus vra vir hom, kan ek by jou kom woon in jou huis? En hy sê, Here, ek nooi in my huis in. En toe die Here in sy huis inkom, toe sê hy, Jesus, maar u kan nie kombuis kry en is nou 'n 4 slaapkamer huis. U kan 2 van die slaapkamers kry en dan die opwas. Die Here sê, goed, en is ook nie lank hier die aand, daar klop aan die deur en die eienaar van die huis gaan maak die deur oop en toe die deur oopmaak, toe is die duiwel wat daar staan. En die duiwel gryp vir hom en hy verniel vir hom. Ja, en die ou is vol bloed, sy klere is geskeur, hy is terug in die huis in.
Jesus kom maar die kombuis uit. Hy sê, hey, wat het nou gebeur? Hy sê, yes, 'n vreeslike ding gebeur. Duiwel het geklop, ek het oopgemaak en hy het my verniel. Die Here sê, joh, nou, dis jammer, ek so jammer daaroor. Die ou dink so 'n bietjie en hy dink, joh, Jesus, miskien moet ek maar vir u die badkamer en die spaarkamer se sleutel ook gee. En dis ook nie lankie, klop aan die deur, duiwel maak oop, hy maak oop vir die duiwel verniel hom weer, klappe, selfe storie. Maak die deur toe, Jesus kom uit, hy sê, wat het nou gebeur? Hy sê, selfe ding het weer gebeur. Ek verstaan nie hoekom dit gebeur het nie. Ek het u in my hart ingenooi, ek het u in my huis ingenooi. Ek het verhoog, u gaan my beskerm. En Jesus sê vir hom, waar is daai ander sleutels? Geef my al die sleutels. Geef my al die vertrekke. Gee my jou hele hart. Gee jou hele huis oor aan my. En die ou doen dit. En net daarna is daar die klop aan die deur. En toe die die deur so oop gaan, en die duiwel wil klappe uitdeel, toe is dit Jesus wat die deur oopmaak, en toe moet hy hardloop. Het jy al die sleutels, het jy al die vertrekke vir die Here gegee, of is daar nog vertrekke in jou hart, wat jy vir jouself hou, wat jy self wil beheer? En ek sê nie, Jesus is nie in jou hart nie, maar ek sê, daar is dalk nog kamers, wat jy nog nie oorgegee het, vir hom nie. Oorgawe is nie gedeeltelik nie. Dit is volkome. As ons oorgee aan ons meester, dan is dit alles, of is niks. Of die vyand gaan ons verniel. So hoe verander ek my lewe? Hoe verander dit my lewe as ek God as Adonai sien en ek oorgee aan hom? 6 dinge verander. As jy regtig in jou hart oorgee en besef, hy is ons heerser, hy is ons Adonai. My gebedslewe verander. My gebed word nie meer, Here, kom seën wat ek doen nie. My gebed word, Here, wat wil u doen? En ek gaan daarbey inval. Psalm 25 vers 4 sê, let me know your ways, O Lord. Teach me your paths and guide me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. U is die een wat my red. U is my Here. U is die een wat my vrygekoop het. Ek behoort nou aan u. U is my eienaar. Leer my u waarheid. Wys my wat u wil hê. Teach me your ways. Tweede ding wat verander is my besluite. As hy my meester is, dan hardloop ek hom nie meer vooruit nie. Ek besluit nie uit vrees uit nie. Ek beweeg nie uit impuls uit nie. Ek volg hom. Ek sê, Here, ek volg u. Wat is u wil? Belangrike ene, my gemoed en my stresvlakke verander. Ek hoef nie meer alles uit te werk nie. Ek hoef nie verantwoordelikheid vir alles te vat nie. Ek hoef dit nie op my skouers alleen te dra en te doen nie, want hy is in beheer. Hy hanteer dit. Dis nie meer ek nie. Vierde ding is my gehoorsaamheid verander. Gehoorsaamheid is nie meer 'n straf nie. Dis 'n skuilplek. God se bevele en sy bepalings en sy riglyne is nie beperkings nie. Dit beskerm my. En dis die kop en die oog wat ek na dinge kyk, as ek weet dat hy my meester is en hy is my eienaar. My perspektief verander. Ek kyk nie meer na myself as die ou wat in charge is nie. Ek is nie meer in beheer nie. Ek is nie meer die baas nie. Ek is nie meer die meester nie. Ek is die een wat volg. En hy is die een wat bestuur. Hy lei, ek volg. Hy praat, ek luister. Hy sien verder, en ek vertrou hom. Al kan ek nie sien wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ek hou vas aan 2 Korintiërs 5 vers 7, wat sê, for we walk by faith and not by sight. Ek hoef nie alles vooruit te weet nie, ek hoef nie alles te verstaan nie. Ek hoef nie in beheer te wees nie. We live by faith and not by sight, living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. Hy kom en hy sê, ek is Adonai, ek is jou eienaar, ek is iemand vir jou lief is, ek is iemand verantwoordelikheid vir jou vat. Glo jy dit? Lewe dan so daarin. God beloof vir ons mooi dinge, wanneer ons met daai gesindheid ons lewe. So hoekom is dit belangrik om troos te vind in sy naam? Wanneer ek Adonai ken, dan weet ek is nie alleen nie.
Ek's nie 'n slagoffer van my omstandighede nie. Ek's nie verlore in hierdie chaos wat ek ervaar nie. Ek's nie die kaptein van 'n skip wat sink nie. My Here, my Adonai is groter as my vrese, as my probleme, as my sondes, as my skuld. Hy's groter as my verlede. Hy's groter as my ekonomiese omstandighede. En as Adonai God is, dan verander alles. So ek wil hê ons moet 'n oomblik neem en net jou oë toemaak. En met alles wat ek nou gesê het en ek vertrou Heilige Gees om regtig saam met ons te werk in hierdie oomblik. Wil ek vir jou vra om regtig diep in jou hart te kyk. En vir Heilige Gees te vra, dis my gebed, Heilige Gees, dat U vir elkeen hier sal wys. Waar is daai plekkie waar ons nog wil vashou en beheer wil hê? Waar is daai plekkie wat ons U nie heeltemal mee wil vertrou nie? En Jesus, U wat Adonai is, wat moet vandag verander ten opsigte van dit? Ek gee so 30 sekondes en dan kan ons aangaan. Here, U ken ons harte. Here, U ken elke detail van ons lewe. Here, ons kan niks vir U wegsteek nie en U sien deur ons. Here, ek bid regtig dat U vir elkeen wat hier so sit, iets na die oppervlakte sal bring. Here, wat hulle vanoggend kan oorgee aan U. Amen. Ons gaan 'n praktiese ding nou doen, maar voor ons dit doen, wil ek net 'n bietjie praat oor hoe doen ons dit. Voor ons dit doen, moet ons weet hoe om dit te doen. So, ek het 'n stukkie gesien op YouTube van trapeze artists. Wie van julle weet wat 'n trapeze artist? Ek weet baie van ons ken mos nou nie meer sirkusse nie. Die ouens in die ou dae het sirkusse gehad. En dan was daar ouens wat dan hoog in die dak aan sulke toue gehang het en geswaai het. En ek het gedink aan hierdie ouens en ek het 'n videoetjie vir julle wat ek vir julle gaan wys, maar die punt wat ek wil maak is, as ons beheer wil oorgee aan die Here soos Jesus gedoen het, en hy nooi ons vanoggend om dit te doen, dan is dit nie altyd maklik nie. Dis nie maklik om hierdie beheer oor te gee nie. Dis taaf. Ons vlees wil dit nie doen nie. Dis 'n ding wat ons intentioneel moet doen. En soms is dit soos 'n daai trapeze kunstenaars, en wanneer hulle swaai met daai ding, julle het al gesien, julle gaan dit nou weer sien op die videoetjie, as hy swaai met daai ding, hulle swaai so hoog, en dan gaan hulle so hoog op die agter, jy raak sommer bang as jy net vir hulle kyk daarbo, dan swaai hy, en het jy al gesien, wat gebeur gewoonlik as hulle swaai? Dan is daar so 'n mannetjie aan die agterkant kant ook, meisie aan hierdie kant, ou aan daai kant, dan swaai hierdie en dan swaai hulle net, en swaai hulle, nee, hulle swaai net, hulle los. Ergens langs die pad moet sy los, sodat die ou haar kan vang. Maar ons wil nie los nie. Kom ons kyk gou na daai videoetjie, hoe moet ons los? So ek het spesiaal die slow motion ingestel dat jy mooi kan sien hoe moet jy los. Maar as jy daai ou nie los nie, dan gaan hy net so hang en hang en hang tot hy stil staan. Dan gaan daar niks gebeur nie. Maar jy gesien dat hulle los, en daar's 'n oomblik wat jy aan niks vashou nie, wat jy half in die lug hang, en dan's daar 'n ou wat jou vang. En ek dink partykeer is ons so bang om daar in die lug te hang, want ons is bang die Here vang ons nie. Dink jy daai ouens vertrou die ander ou? Natuurlik. Hulle oefen baie. Ons gaan moet oefen om te los dalk bietjie.
Maar hulle oefen baie maar vir hulle vertrou. Hulle vertrou die ou wat hulle gaan vang. Hoekom vertrou ons nie die ou wat ons gaan vang nie? Ons is te bang, ons wil nie los nie. As jy nou al baie lank tyd saam met die Here doen, dan los jy, dan maak jy sulke sammies. Nee, nie regtig nie. Ek maak nog nie sammies nie, ek los net, maar gryp ek. Waar is die Here? Hy moet vang, asseblief Here, vang my. Maar ons moet kan los. Ons moet kan los. Ons is bang van daai in die lug hang. Ek het gedink aan swemles. Wie van julle het julle kinders leer swem? Daar's 'n paar van hulle. So in die swembad, wat doen jy as jy jou kind leer swem? Ek sien baie van julle het dit nog nooit gedoen nie. Dan sê vir hulle, hoorie, pappa is by jou in die swembad. Hang net aan die kant. Sien julle? Hang net aan die kant. En ek dink baie keer hang ons aan die kant. Maar as jy heeltyd aan die kant hang, dan sou Abigail en Joshua nou nog nie geswem het nie. So wat moes hulle doen? Hulle moes los. Ergens moes hulle los. Ons moet los om te leer swem. Maar ons hoef nie op ons eie te doen nie. Want weet julle wat ek gedoen? Ek het gesê Abigail los. Maar dan het ek my hand so onder haar maagie gesit. Dan sê hy so gelê. Dan sit jou hand onder haar maagie of onder Josie se maagie. En wat sê jy dan? Skop. Help julle lê net daar nie. Sê skop. En dan leer hulle swem en hulle hand is onder hulle. En die Here vir ons sê los bietjie. Jy gaan nooit leer swem as jy net vashou aan die kant nie. As jy in beheer wil bly nie. Los die kant. My hand is onder jou. Ek gaan jou help. Maar ek gaan vir jou sê, skop. Jy moet hom ook skop. Anders gaan jy ook nie leer nie. Okay, maar ek dink ons is so bang, ons dryf. En baie keer dan vertrou ons op die skop. Help ons vertrou op die skop. Hy sou gesink het. Maar ons weet ons hemelse Pappa se hand is onder ons. Hy hou ons vas. En hy hou ons bo. So ek wil 'n profetiese aksie saam met julle doen. En ek wil vir julle vra om julle hande so te vat. Jy kan dit doen nie daar waar jy sit. Net jou hande so oop met jou palms boontoe. En hierdie is nou nie 'n ritueel of 'n snaakse ding wat ons nou doen nie. Dis net 'n aksie wat ons doen. En dit is eintlik om ons hartshouding net te wys. En te wys dat ons ingesteldheid wil verander. So as jou hand nou so het, dan wil ek hê jy moet weer dink aan daai 3 vrae wat ons nou gevra het. Ons het gevra, Here, wat het ek nog beheer oor? Here, waarmee vertrou ek U? Nie heeltemal meer nie. En Here, wat moet verander? Wat moet ek vandag los? En dan wil ek hê jy moet een van daai goed, net een, in jou kop aandink, en dan moet jy dit binne in jou hand sit. Bring altyd van jou hande. En dan wil ek hê jy met jou hand toemaak. Daai ding is nou hier binne in jou hand. En dan maak jy 'n vuis, maar dan druk jy hom. Nie net sakkies toemaak, jy druk hom. Jy moet hom voel hier in jou voorarms. Jou arms moet so bewe. So styf druk jy daai ding. Jy moet die effek voel van daai ding waaraan jy vashou. Dan wil ek hê met jou hande net omdraai. Dat jou palms en jou vingers onder toe wys. Hou vas, jy moet druk. Dan wil ek hê met jou hand oopmaak, jy moet los en ontspan. En jy moet sien hoe daai ding in die Here se hande val. En jy hom nie meer vashou nie. Dat hy geen effek meer op jou het nie. Wil julle kan saam met my bid. En terwyl ons dit doen, Here, wil ons vir U sê, Here, alles wat ek oor beheer gevat het, Adonai, gee ek nou vir U terug. En ek hou dit nie meer vir myself nie. Here, kyk diep in ons hart. Sien ons hart. Here, ons wil die kant los, ons wil die stokkie los. Ons wil oorgee vir U wat nie ons in is nie. Want ons weet U hart en U karakter is Adonai. U is 'n liefdevolle meester. U is 'n liefdevolle eienaar. U is 'n genadige Papa en Vader en Heer in ons lewe. Here, soos ons hierdie aksie gedoen het, Here, wil ons sê, Here, ons gee oor aan U. En Here, ons gee nie net een kamer oor nie.
Ons wil volledig oorgee aan U. En soos ons hierdie goed gevat het, Here, wil ek bid, Heilige Gees, dat U tot ons herinnering sal bring, die dinge wat U wil hê, ons moet los. En Here, dat ons by die huis sal gaan, en ons sal dit in ons hand vat, en ons sal dit druk, en ons sal ons hande omdraai, ons sal profetiese aksie hê, en sê, Here, ek gee hierdie ding, nou, oor aan U, en ek tel hom nie weer op nie. Ek los dit by U. En Heilige Gees, mag U vir elkeen van ons wys, en onderskeiding gee, 'n bonatuurlike onderskeiding. Here, van wat is die dinge wat ons moet doen, en wat is die dinge wat ons oor moet gee. Dis my gebed, in Jesus se naam. Filippense 2 vers 10 sê, So at the same time of Jesus, every knee, at the name of Jesus, every knee shall bow, in submission of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess openly and acknowledge that Jesus Christ is the Lord. En dan sê die Amplified, the sovereign God, Adonai, to the glory of God the Father. Elke knie moet buig voor Adonai, want hy is die eienaar van almal wat op die aarde bly. So ons het vandag 'n keuse. As die Here iets op jou hart druk, waar hy nog vir jou sê, my seun, my dogter, hierdie is 'n ding wat jy nog nie oorgegee het, maar wil ek vir jou vra, wees gehoorsaam. Al is dit moeilik, al is jy bang, vra vir die Here om vir jou moed te gee, om hy stokkie te los, en het vir hom oor te gee. Wanneer ek ophou beheer, begin Adonai regeer. En waar Adonai regeer, is daar vrede, en is daar rustigheid, en rigting, en lewe. Mag het vir elkeen van ons so wees, wanneer ons Adonai se naam verklaar, en sê hy is ons Here, hy is ons koning, hy is ons heerser. Amen.